Ons is klaar met ons reeks, en ons begin volgende week met 'n splinternuwe reeks oor die Heilige Gees. So ons gaan 'n bietjie Heilige Gees doen vir die volgende paar weke. Het begin volgende week, ek sal so 'n bietjie van 'n introduction doen volgende week, en dan gaan ons al hoe dieper gaan, en die Here gaan wonderlike werk vir ons doen, waarvoor ek baie opgewonde is. So van volgende week af, die hele maand van Junie, waarby ons dan nou aan die einde van die maand ons fire aand het, soos almal van julle dit weet. So ons is baie opgewonde oor dit, so moenie dit mis nie. So vandag is dit sommer so 'n random preek wat die Here my kom gee het in hierdie week om my hart kom lê het, en so ek wil dit graag met julle deel. En ek gaan begin met 'n baie maklike vraag vanmôre. As Christen, as jy nou vanmôre Christen is, jy nou vanmôre hier sit en jy is nou vanmôre 'n disipel van Jesus. Wat moet eers in jou lewe kom? Wat moet eers in jou lewe kom? Kom ek gee jou, begin met 'n g en dit ry met God. God staan dit op die bord. Gee julle dit weg, ouens. God. God moet eerste wees in jou lewe, jy is reg, hy moet eerste. Die Bybel sê baie duidelik, soek eerste die koninkryk van God, en dan sal ek alles gee wat jou hart vir jou begeer. Maar hier is die hartseer ding is dat baie van ons claim God is eerste, maar ons lewe wys nie dat God is eerste nie. Ons claim baie maklik, ons almal sê vanmôre, yes, God moet eerste wees in ons lewe, maar ons lewe bewys nie dat God eerste is nie. So ek het 'n voorbeeld gebring, en dis kom die stoele hier agter my staan. Alicia, kan jy my help, want ek het nou net een hand, asseblief. Oh, give it up, she's fine and she's mine, my vrou. Nee, jy moet nie nou uit. Yes, Alicia. Wag tot vanaand, man. Okay. Nee, wag, vat hierdie papiere, nee, en vat hierdie prestiek, okay, was hy, alright, so, ons weet God moet 'n prioriteit wees, okay, ons weet God moet 'n prioriteit wees, en ek het 'n paar goeters vanmôre saamgebring, want kom ons wees eerlik met mekaar, dat ons het 'n klompie ander prioriteite in ons lewe ook, alright, so ons weet God moet eerste wees, so jy moet nou die prentjie waarop staan, God, okay, kan jy spel, like, so jy moet nou, ja, vat hom op die eerste stoel, okay, mooi, God. En dan die tweede ding, ek het 'n paar ander goeders gebring wat ek gedink het ons kan doen, is die tweede ding wat ek dink 'n prioriteit in ons lewe is 10 in ons huwelik. Alright, so ons gaan nou die stoele rangskik. Huwelik, nou gaan jy met gou maak, Alicia. Baie gou maak, want anders is ons laat vir Randfontein. Huwelik. Huwelik is belangrik. Kinders is belangrik. Dit moet 'n prioriteit wees in jou lewe, en ek stem 100% saam met jou. Huwelik is 'n prioriteit in jou lewe. Nommer 2 is jou werk. Alicia, het ek al werk ingesit, laat ek jou so lank help met stoel uitpak. Werk. Tweede prioriteit wat ons sê, is werk. Werk is belangrik, julle. Ek meen, almal van ons moet werk, almal van ons moet geld kry. Ons kan nie die lewe doen sonder geld nie. Almal van ons moet daarom skuld om te betaal, ons het rekening om af te betaal, ons moet goeie werke kry. 'n Goeie werk maak sin. En dan het ek nog 'n ander ding, wat het ek daar? 'n gesin, my gesin, yes. Ek het dit nou gesê by die huwelik, dit was die huwelik, dit was die gesin. En dan die laaste ding het ek, ons hobby, stokperdjie was net te veel geskryf vir my. Hobby stokperdjie. Ek meen, kom ons wees eerlik, is 'n prioriteit. Ons kan nie net all work en nou play nie. Iewers in ons lewe moet ons ietsie kan doen wat vir ons lekker is as 'n hobby. En is die vrug wat ek doen dit met die stoel. Ek het die stoele vanmôre uitgepak, want ek wil hê jy moet vanmôre net al vir 'n oomblik sit in jou kop en net rangskik. Hoe werk jou lewe in die week? Hoe werk jou lewe wanneer dit kom by die prioriteite in jou lewe? Want kom ons wees nou maar eerlik, ons almal het gesê God is eerste, natuurlik, ons stem daarmee saam. Ons is almal Christene, hoop ek. Ons gaan nou geleentheid gee. God. Alright, almal van ons. En dan natuurlik het ek hier neergeskryf, die tweede ding is, tweede stoel, dink sal ek sê is huwelik. Alright, tweede is huwelik, is vir ons belangrik in die huwelik. En dan daarna is dit 10 in ons gesin, is ons belangrik, ons kinders is natuurlik belangrik, en dan kom dit ons werk, yes. Ons werk is belangrik, en dan as ons tyd kry, as ons hobby. Meeste van ons skik ons stoele so, neem ek aan, hier en daar kan nou 'n bietjie van dit change. Maar dis ons lewe, dis ons prioriteit wat ons is. Stoel 1 is God, stoel 2 is huwelik, en dan ons kinders en ons werk en ons stokperdjie. Maar hier is die ding, en ek kan nie vanmôre vir baie van julle praat nie, maar dit is nie altyd hoe dit werk nie. Ek kan nie vanmôre vir baie van jou praat nie, maar ek kan jou nou sê dat baie van ons doen dit nie so nie.
Baie van ons sal vanmôre sê, wag. Erik, werk is belangrik. Ek moet rekeninge betaal, ek moet geld kry, ek moet my skuld afbetaal, ek moet die dinge in my lewe doen, ek spandeer meeste van die tyd by werk, en dit is so, artikel sê, ons spandeer meeste van die tyd by die werk. So, werk 'n bietjie, dis belangrik vir my, daar is die huwelik, sorry. Daar is my gesin, my werk is belangrik, sorry, my werk. Meeste van my tyd spandeer ek hier, dis vir my belangrik. Ons kan nie die lewe doen sonder werk nie, want as ons nie geld het nie, dan kan ons nie iets omtrent doen nie, dis werk. En baie van ons gaan dan so, Jessie, okay, maar as ons nou klaar gewerk het, dan is dit sekerlik nou, kom ek by die huis en ek probeer so vinnig tyd met my vrou spandeer. Kyk gou vinnig of ek 'n koppie koffie saam met haar kan drink, kyk gou vinnig of ek in die kombuis saam met haar kan sit, terwyl sy vir ons die kos maak, of hoe ook al, net so vinnig om tyd te spandeer by die huwelik. En as dit klaar is, dan probeer ek so 'n bietjie van 'n gesinstyd kry, en probeer gou by kinders by mekaar kry, en hoor gou hoe was hulle rugby, en hoe was hulle netbal, en hoe was hulle toetse, en of hulle okay is, en of iemand hulle boelie, en dan as dit klaar is, dan sê ek, Jessie, wag, ek wil daarom net so 'n bietjie gaan TikTok live. Ek wil net so 'n bietjie my YouTube channel groei. Ek wil net so 'n bietjie doen wat vir my lekker is, so 'n bietjie PlayStation gaan speel, en ek wil net so 'n bietjie 'n hobby doen wat vir my lekker is. Dalk hou jy van brei, ek wil net so 'n bietjie gaan brei, of verf op 'n canvas. So dan my hobby doen, en as ons alles gedoen het, dan soos ja, ek het vergeet, ons is mos Christene. Sorry julle. God. Iewers, as TikTok live nie te lank aangaan nie, dan sal ek God inkry. As my breiwerk nie te lank aangaan nie, dan gaan ek God inkry. As dit nie te hou by die werk nie, ek het hier nog 'n ekstra paar e-mails wat ek gou moet doen, na ek my hobby gedoen het nie, dan God inkry. En meeste van ons in die week lyk so, maar ons claim vanmôre hier almal van ons, ja, God is eerste. Nee, Jessie, dit staan tot op die bord. Maar ons lewe lyk nie so nie. Ons lewe lyk glad nie, en totaal nie so nie, ons het hier, daar en daar vir God, as dit dalk sin maak. En die Bybel is duidelik daaroor. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat enige iets wat voor God geplaas word 'n afgod genoem. Enige iets voor God. En ek weet as dalk vanmôre nie lekker nie, en ek wis nie vir my lekker gewees om hierdie vanmôre te gaan preek nie. Maar baie van julle sit vanmôre hier en die Heilige Gees wil baie van julle se hele lewe totaal en al transformeer vanmôre. As jy net vanmôre een ding luister. Kom ons bid. Here, dankie. Het is moeilik, Here, vir my vanmôre om hieroor te chat. Kom maak ons harte oop, Here, vanmôre ons ore. Dat ons sal hoor wat U vanmôre vir ons wil kom sê. In Jesus naam. Amen. Ek het 2 Bybelverse oor afgode gebring. Want ek het net gesê dat enige iets wat jy bo God plaas, is 'n afgod. Die eerste vers wat ek gebring het, is in die 10 gebooie, is die heel eerste gebod in die 10 gebooie. Eksodus 20 vers 3 sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Niks mag bo God geplaas word nie, want dan word as 'n afgod gedoen. Okay, ja, maar dit is in die Ou Testament, wat van die, okay, Nuwe Testament. 1 Johannes 5 vers 21 sê, liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. En as jy soos ek is, en jy dink aan die woord afgod, dan dink jy 10 en aan 'n goue kalf op 'n tafeltjie staan, en almal ham, om te sing. En dit is 'n afgod vir baie mense, ek stem daarmee saam. Maar volgens God se woord kan 'n afgod ook baie meer wees as net 'n goue kalfie. 'n Afgod kan baie meer wees, dit kan enigiets wees, goed of sleg, wat ons as belangriker ag as God. Dis 'n afgod vanmôre. En kom ons wees reël vanmôre, kerk. Julle weet as julle hier kom in die oggend, is ons reël met mekaar. Ons is reël met mekaar. God wil eerste wees. Hy sê, hy is die koning van die konings. Hy sê, hy is die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Maar kom ons wees reël met mekaar. Dis 'n massive vraag. Dis massive om ewe skielik te vra dat God nou alles moet wees en hy moet weer eerste in my lewe wees. Dis massive. Want ons het almal prioriteite. Ander goeders moet werk. Hoe kan ons verwag? Hoe kan God enigstens van ons verwag dat hy moet eerste wees? Ek meen dis 'n bietjie baie gevra, is dit nie? Ek meen ons moet werk, as ons nie werk het, as jy geld het, nie kan ons niks doen nie. Ek meen natuurlik, hy het my vrou gegee, natuurlik, my kinders is belangrik.
God, dit maak net nie vir my sin nie. En ek dink ek kan jou 100 redes gee oor ek dink waarom God sê, hy wil graag eerste wees, maar ek dink jy gaan 100 redes vanmôre doen. Kom ons doen vanmôre net een rede. En ek dink die rede hoekom God wil eerste wees in jou lewe, is want dit is baie duidelik, God is 'n jaloerse God. God is 'n jaloerse God. En ek weet as die woord jaloers, dan word dit baie warm vanmôre hier binne. En baie van julle kriebel so 'n bietjie op julle stoele vanmôre as julle die woord hoor jaloerse God, want 'n jaloerse God sit nie so lekker met my in my hart nie. Men kan God regtig so petty wees? Dat hy 'n jaloerse God is. Ek weet ek het 'n jaloerse ex gehad, dit het nie lekker gewerk vir my nie. Kan God regtig so petty wees? Ek hou nie van die idee dat Erik, dat jy vanmôre kom sê dat God is 'n jaloerse God nie. En as ons 'n oomblik na die Bybel kyk, dan is die Bybel baie duidelik as hy sê dat God is 'n jaloerse God. Hoor wat sê Eksodus 34 vers 14. Jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. Kom ons gaan aan, Eksodus 20 vers 5. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Deuteronomium 4 vers 24. Want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. God is 'n jaloerse God. En as jy vanmôre vir die heel eerste keer hier sit, of in 'n kerk sit, en jy hoor vir die heel eerste keer dat God is 'n jaloerse God, dan kan jy baie maklik negatief voorkom. Het kan baie maklik voorkom asof soos, Jesus, maar hoekom wil God jaloers wees? Ek meen, God is nie die hemel, hy het hemel en die aarde gemaak. Hy is die koning van die konings. Men, jaloesie is 'n stupid menslike emotion. Dit baie maklik, dit laat klink asof God insecure is. En as jy dalk so 'n reaksie vanmôre gehad het, dan wil ek vir môre sê, jy's nie die enigste nie, want dit is presies waar ek was. Presies waar ek was, wat ek 'n oomblik teruggestaan het, te besef het, maar God is die God van die hemel en die aarde. Hy is die koning van die konings, hy is heilig, hy is perfek. Hoekom sal hy jaloers wil wees? En daarom dit antwoord, wil ek hê ons moet vir die volgende 3 minute in 'n teologiese klas sit, vir 'n oomblik. En ek wil hê ons moet net so kyk, as ons altyd op teologie geswat het op die universiteit, dan het ons altyd God, as God as jy jaloerse God beskryf is, gaan ons moet verstaan die Bybelse konteks agter dit, oor hoekom God beskryf word as 'n jaloerse God. En ek het die Hebreëse woord gaan Google vir die woord jaloesie. Ek het hom hier op die bord vir julle gesit, daar is hy. Die boonste gedeelte is die Hebreëse woord, en die ondergedeelte is die woord kuna. So my uitspel. Kuna. Kuna met 2 N's. Maar die oorspronklike woord vir jaloesie is eintlik die woord kuna met net 1 N. En sodra dit net 1 N het, dan is dit 'n menslike jaloesie. Met ander woorde, dit is wat ons het. Ons is jaloers op hierdie ou omdat hy so is, of hierdie ou want hy ry hierdie kar, of hy ry hierdie kar, of hy ry hierdie kar. Maar sodra die woord 2 N'e het, beteken dit dat die tweede N hierdie jaloesie so versterk, dat jy kry nie 'n groter, sterker jaloesie as die woord kuna met 2 N's nie. En dis die enigste plek, dis die enigste woord wat God werklik kan beskryf. Die tweede N vat jaloesie na die absolute next level toe. Dit is 'n amazing ding. In die Nuwe Testament kom God, en hy sê, kom God en hy beskryf sy jaloesie, deur nie te sê dat hy kom en hy beskryf sy jaloesie deur te sê, hy is jaloers vanmôre op jou. Hy is die hoogste vlak van jaloesie. Hy is vanmôre jaloers op jou. Nie 'n stupid menslike jaloesie soos ons het met girlfriends of boyfriends nie. God het 'n heilige, passievolle jaloesie. En die rede daarvoor is, want hy het jou vanmôre so geweldig lief, en hy wil net die beste vir jou hê. En daarom weet hy, dat wanneer jy enige iets bo hom plaas, gaan dit nie hom seermaak nie, maar dit maak jou seer. Psalm 16 vers 4 sê, mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Wow, Erik, stadig 'n bietjie, pel. Jy sit ook vanmôre hier, en jy wonder hoekom jy sukkel al ewig. Jy sit ook vanmôre hier, en jy wonder hoekom jou hele lewe lank net jy voel asof jy seer gemaak word.
Jy sit dalk vermoere hier en jy is ontevrede, konstant ontevrede met jou lewe. Is dit nie dalk omdat jy iets belangriker as God plaas nie? En daardie afgod is besig om jou moeg te maak. Daardie afgod is besig om jou ontevrede te laat voel. Daardie afgod is besig om jou seer te maak. Voel jy nie al ewig hierdie tension? Het jy nie die gevoel van al ewig van, ek is oorweldig, jy het hierdie al ewige angstigheid, wanneer die ligte af is in die aand en jou hart klop vinnig, dan besef jy, maar jy's angstig, of jy's al ewig depressed. Disconnected met God. Disconnected met mense. Jy het 'n gebrek aan purpose, jy weet nie hoekom jy hier is en waarvoor is jy hier en waarvoor bestaan jy nie, jy's 'n gebrek aan purpose en wat doen jy nou? Spandeer jy meer geld as wat jy het? Want jy probeer op ander plekke vervullings te kry oor wat jy nie het nie. En nou begin jy te veel drink en jy begin hoog word, want wat jy eintlik probeer doen is jy probeer hierdie seer binne jou verdoof. Jy word kwaad, jy verleer jou meer, jy klap 'n paar ouens rond elke keer wanneer hulle naby jou kom, want dis nie eintlik die probleem is jy probeer hierdie seer en hierdie ontevredenheid binne jou verdoof. Ewe skielik raak jy verveeld want jy lekker purpose in jou lewe en nou gaan jy elke keer op daai website en nou raak jy verslaaf aan pornografie. Die probleem is want jy probeer hierdie lack of purpose in jou lewe stilmaak. En jy sit vanmôre hier en jy dink dat dit is jou probleem. Jy dink die veel gedrinkery, jy dink die pornografie, jy dink jy dink die meer verloor is die probleem. Ja, ek dink dis 'n simptoom van die probleem, maar ek dink dis nie die regte probleem nie. Die regte probleem is jy het iets anders te vanmôre in God se plek. God is nie jou stoel een nie. En as gevolg van daardie rede lek jy purpose en as gevolg van daardie rede is jy verslaaf aan pornografie. Kom ons chat oor, kyk. Erik, jy's bietjie vermoere in my business, pel. Way te veel in my business. En baie van julle vermoere hier sit en kan weerstand kry, ek weet dit. Ek was reg op voor. Baie van julle gaan vermoere hier sit en jy gaan kwaad raak en jy gaan sê, ek wil uit hierdie kerk uitstap, ek wil nie hier wees nie, want ek word nie hoog nie. Ek is nie verslaaf aan pornografie nie. Ek sukkel nie met afgoderry nie. Los my uit, dis net my ding. Dis net my ding, ou. Get out of my business, Erik. Dis net my ding. Dis nie so sleg nie. Dis net rugby. God het ook rugbyvelde gemaak. So wat maak dit saak as ek op Sondag rugby speel en kerk mis? Dis net action cricket. Los my ding uit, Erik. Dis net my ding, wat maak dit saak as ek op action cricket elke week aanspeel en ek kom nie uit by God nie. Dis net my ding, lief my ding, Erik. Dis net my huis, Erik, is my ding, my huis is my ding. Ek wil 'n mooi en 'n groot huis hê, Erik, en ek spandeer al my geld in my huis, so wat? Dis my ding, lief, los my ding uit my business uit. Dis my image, Erik. My image is my ding, Erik. Ek wil hê dat wanneer ek instap in plekke moet mense hulle koppe draai. My skoene moet met my match, my belt match, my belt moet met my oorbelle match, my oorbelle moet met my rok match. En my rok moet met my haarknippe match. Dis my ding, Erik. Hou op om vir my ding te kom in. Jy's in my business vanmôre, Erik. My fitness is net my ding, Erik. Die Here sê dan self, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Fitness is my ding. So wat maak dit saak as ek 'n bietjie Sondag in plaas van kerk is ek Sondag by die gym. Fitness. Ek elke môre vroeg 5:00 in die môre is ek by die gym, maar ek kan nie tyd spandeer met die Here nie. Los my uit, Erik, dis my ding, Erik. My kinders is my ding, Erik. Dis my lewe, Erik. Was niks verkeerd nie, so ek vat hulle net 'n bietjie uit op Sondag na ander plekke toe, sodat ek 'n bietjie tyd met hulle kan spend. Maar ek spend nie tyd met hulle in die kinderkerk nie. Moet ek die waaiers aan sit, raak dit warm. Kom sê hoor. Ek weet ons gaan weerstand kry. Jy's vermoere reg, jou ding is nie sleg nie. Wat ook al jou ding is, dis nie vermoere sleg nie, dis goed. Maar as dit belangriker raak as God, dan wonder ek hoe goed dit werklik is. Want selfs goeie dinge kan afgode word, as dit voor God geplaas word. So weet ek.
Hoe weet ek of dit 'n ongesonde passie is? Hoe weet ek dat dit my ding het 'n afgod geword? Hoe weet ek my werk? Dit is belangrik. Ek kort geld, ek sonder geld kan ons hierdie lewe nie, ek verstaan dit. En ek spandeer baie tyd daarby, en ek probeer suksesvol wees. Hoe weet ek dat my werk op hierdie stadium my afgod geword het? Kinders is belangrik. Ek weet ek's getroud, ek dink so. Ek het my man, hy is daar by die huis. My man is by die huis. Hoe weet ek my kinders? Ek probeer net die beste vir my kinders, Erik. So ek probeer hulle by al hierdie plekke uitkry en al hierdie geleenthede gee, Erik, sodat ek hulle toekoms gee. Hoe weet ek dis te veel? Hoe weet ek my stokperdjie? Jesus, ek kan lekker geld maak. Ek maak geld nou om videogames te speel, by the way. Hoe weet ek dis te veel? Hoe weet ek dis ongesond? Hoe weet ek het dit voor God geplaas? Ek het weer 3 vrae saamgebring. Ek wil 'n oomblik hê dat die Heilige Gees met jou hart werk. En jy kan 'n foto neem van die 3 vrae. Jy kan dit gaan in jou selgroep gaan stilte tyd hou. Hier is die 3 vrae wat jy vanmôre in jou hart kan beantwoord. Die eerste vraag is my ding, wat ook al dit is, my ding, neem dit my nader na God of neem dit my verder van God af? Hierdie ding van my, neem dit my nader na God of verder van God? Bless dit my verhouding met God of bless dit nie my verhouding? Bless dit ander mense of bless dit nie ander mense nie? Vraag 1. Vraag 2, vertrou ek meer op my ding as op God vertroos? Wanneer lewe taaf gaan, hardloop ek eers na die gym toe of hardloop ek eers na God toe? As lewe taaf gaan, hardloop ek eers na my werk toe of hardloop ek eers na God toe? Hardloop ek eers na die action cricket toe of hardloop ek na God toe? My derde vraag. As God my vra om dit vanmôre op te gee, sal ek dit doen sonder ywer. Kerk, wat sê die Here vanmôre vir jou? Wat is die Here vanmôre besig om in jou hart hierso kom los te maak? Wat probeer die Here vanmôre in jou hart kry? Kan ek eers te gaan? Kan ek oop en eerlik wees vanmôre? Vir te lank in my lewe het ek mense se opinies my eerste stoel gegee, in plaas van wat God dink. Kom ek wees eerlik, ek sal eers te gaan. Ek wil so graag gehad het mense moet van my hou. Ek wil so graag gehad het mense moet my respekteer. Ek wil so graag gehad het mense moet vir my lief wees. En wat het ek gedoen? Ek het my eerste stoel ander mense se opinies gegee in plaas van God se. En kom sê eerlik, daar's mense wat nie van my hou nie. Inteendeel, ek het agtergekom daar's nou meer mense wat nie van my hou nie. En daar's baie van julle wat vanmôre sit en nie van my hou nie. Jy's net hier want jou buddy nooi jou of jy's hier want jy hou van die kerk, maar jy hou nie van my nie. En dis okay. Dis okay. Ek is oor dit. Alright. Maar ek moes gaan repent 'n paar maande terug en sê, Here, ek het te veel gehoor oor wat ander mense van my dink. As jou opinie. En my eerste stoel was nie God nie, my eerste stoel was ander mense se opinies. Dit het 'n afgod geword. Afgod is nie nodig om iets te wees nie, afgod het dit geword. Kerk, op hierdie stadium in jou lewe, wat is dan die verkeerde stoel? Gaan dink jy daaroor? Kan jy dit vir jou antwoord nie? Hoe loop jou stoele vanmôre? Wat is op hierdie stadium vir jou belangrik? En ek weet ons weerstand, los my uit. Los my business hier uit, los my ding hier uit, dis nie so erg nie. Maar ek lees 'n Facebook post wat sê, what you resist the hardest often reveals what controls you the most. What you resist the hardest often reveals what control you the most. Daai ding wat jy so vermoere oor jou hart so krap, elke keer as ek dit noem, dalk is dit juist daardie ding wat vermoere in die verkeerde stoel sit. Hoe lyk jou stoele vermoere? So wat doen 'n mens vanmôre? En ek's klaar. Oor presies 2 minute. Wat doen jy vanmôre as dit in verkeerde stoel lê? Hoe lyk jy? Wat doen jy vanmôre as sekere goeders in verkeerde stoele? Kan ek vir jou help vanmôre? Jy verwyder dit nie, jy replace dit.
Want dit help nie, jy verwyder dit nie, want dan is dit net die volgende stoel wat in daardie plek. Jy verwyder dit nie, jy replace dit. Jy replace dit deur God eerste te sit. Jessie, hoekom het ek dit nie lank al gedoen nie? Want sien, ons begeer gewoonlik wat ons die meeste soek. Kom ons wees eerlik. Ons begeer gewoonlik wat ons die meeste soek. Ons prioritiseer gewoonlik die dinge wat vir ons die belangrikste is. As ek vir Saterdag sê, daar's 'n rugbywedstryd, het almal van julle alreeds beplan oor wat julle Saterdag gaan doen. Almal van julle, elkeen van julle weet wie bring die vleis, elkeen weet wat se slaaie word gemaak, elkeen weet hoe laat ons gaan braai, en elkeen van julle weet waar die location is. Maar as dit by God kom, dat ons nie 'n saak om te prioritiseer nie. Ek is so jammer, julle hoef nie volgende week terug te kom nie, ons spreek. Ons probeer kry wat ons die graagste wil hê. En kan ek dit vanmôre hier sê, en ek is so jammer. Ons soek, hoekom ons God nie eerste sit nie? Want baie van ons soek nie God eerste nie. En die rede hoekom ons nie God eerste soek nie, want ons besef nie hoe goed God werklik is nie. En die enigste manier om uit te vind hoe goed God werklik is, sit hom eerste. Maak hom eerste. Don't just, moet dit nie net verwyder nie, replace dit. Kerk, luister gou mooi, God het jou ongelooflik lief. Ek sê dit vanmôre, hy gee om vir jou. God probeer nie vanmôre iets van jou al wegvat nie, God probeer juis vanmôre iets vir jou beters gee. Hy gee homself. Hy is die God van die hemel en die aarde, hy is die koning van die konings, en steeds noem hy jou sy vriend. Kerk, kom ons word nie soort van Christene wat soort van God eerste gaan maak as die werk nie te heavy is nie, of as die vrou nie te heavy, man is nie te heavy is nie, as die gesin nie te heavy is nie. Kom ons raak 'n kerk wat sê we all in. We all in, soek eerste vir God. Soek eerste die koninkryk en ek sal jou gee wat jou hart begeer. Hoe doen ek dit? As jy môreoggend stort, bid. So maklik soos dit. As jy pad werk, ry baie van julle ry vir uur, 2 ure lank in die verkeer. Luister 'n podcast oor Jesus. Sit vir jou worship musiek op. Kry jou man, kry jou vrou, sê luister van nou af voor ons in die aande slaap gaan ons bid. Easy, julle. Ek vra nie van jou om goeders te doen vanmôre en 3 uur in die môre op te staan op jou knie en neer te val en te bid, want jy moet nou God wys nie. Nee, by jou werk, voor jy werk, maak jy kantooردeur toe en lees 'n Bybelvers. Dis al. Kry jou vrou in die hande en sê, luister julle, ons gaan van nou af net gou bid. Ons gaan net gou bid, voor ons slaap. Ons gaan net bid, voor die huis toe gaan. Kry jou kinders en sê, luister julle, kom ek laai hulle vir die kinderkerk af bietjie. Ek en mamma wil alleen sit in kerk luister. Kinderkerk is wonderlik daar. Jy kan jou hobby doen, jy kan jou hobby doen, jy kan jou hobby doen. Glo my, jy kan jou hobby doen. Ek het op 'n stadium gehardloop saam met 'n groep mense en dan bid ons voor ons hardloop. En ons bid na ons gehardloop en ons chat oor Jesus terwyl ons hardloop. So. Kom ons maak God eerste. Hier's my vraag, ek's klaar. Is jy gereed? Is jy gewillig vanmôre? Is jy reg vanmôre om weer Jesus jou eerste stoel te gee? Sit hom eerste. Kom ek bid. Ag Here, dankie vanmôre, Here, dankie vanmôre vir u woord. Here, baie van ons sit vanmôre hier en ons is moeg, Here, ons is oorweldig. Here, ons sit hier so, Here, en ons ly in angs. Ons sit hier en ons voel nie lekker nie, Here. Ons sit hier en ons is konstant depressed, Here. Ons sit hier, want dinge is net nie vir ons lekker nie, Here. Dank het ons vanmôre gehoor, dis omdat ons iets anders te bo u gesit het, Here, wat besig is om ons moeg te maak. Here, ons het ons werk bo u gesit, Here, nou wil ons hê ons werk moet doen wat eintlik net u kan doen. Here, ons wil ons hê ons hobby moet doen wat net u kan doen. Here, kom transformeer vanmôre ons harte. Here, om vanmôre hiernatoe te kom vanmôre en uit te stap vanmôre en te sê, weet jy wat, ek wil u 'n go gee. Here, ek wil u kom eers te maak in my lewe weer, Here. En dan kom bid ek, Here, dat elke vanmôre daardie besluit gemaak het, Here, dat u vanmôre sy hele lewe totaal en al gaan verander, Here. Dat u sy gesin gaan verander, dat u sy finansies gaan verander, dat u sy besigheid gaan verander, Here, want hy het u eerste kom sit.
Ons loof U en ons prys U daarvoor. As jy vanmôre hier sit en iemand jou genooi, of jy's vanmôre hier vir die heel eerste keer in ons gemeente, en jou hart klop vanmôre vinnig, want jy weet jy moet regmaak met die Here. Ek wil jou vanmôre geleentheid gee, maak reg met die Here. Alles wat ons hier doen, doen ons tot op hierdie punt. Vir ons hierdie is vir ons die belangrikste gedeelte in die kerk, hierdie tyd, waar jy jou hart vir die Here moet gee. As jy vanmôre hier sit, en jy wil ja sê vir Jesus, doen dit. Ek weet nie wat met jou gebeur buite die hele. Ek weet nie wat met jou gebeur by die volgende robot nie. Ek weet nie wat met jou gebeur by die volgende stopstraat nie. Maar ek weet wat vanmôre met jou hier kan gebeur. Jy kan jou hart weer vir Jesus teruggee. So as jy hier sit vanmôre, niemand gaan jou sien nie, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, ek gaan nie laat jy opstaan nie, ek gaan niks. Al wat ek van jou vra is een eenvoudige dingetjie en sê, "Yes, Here." Ek gaan jou hand in die lug op en net sê, "Daai is ek, Here," en dan kan jy laat sak en sê, "Dis klaar." Soos dit jy vanmôre is, ek gaan tot by 3 tel. En dan wil ek met jou hand in die lug op, so ek sê, Here, count me in daai, Here, ek wil regmaak weer met U. Ek wil U weer eerste sit. So Here, dankie. Nommer 1, God het vir jou aan die kruis kom sterf. 2, sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan kry. Sodat jy vanmôre is 3. Steek jou hand in die lug op, sê, Here, daai is ek kan weer laat sak. Dankie. Here, dankie vir elke hand wat opgegaan het, Here. Wat wie U eerste kom maak het. Wat wie U gekies het, Here. Ons loof U en ons prys U daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kan ons 'n hande klap gee vir daai mense? Come on!